Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Soos wat ons hierdie reeks standvastige geloof vanoggend wil afsluit, wil ek vir julle sê, dis dalk die laaste preek, maar dis verseker nie die minste nie. Dit is, Petrus sluit af met 'n bang. Okay, dis sy laaste hoera. Hy wil hê ons moet hierdie hoor. Petrus eindig sy brief af met hierdie een laaste, sy hart is dat gelowiges regtig sal standvastig bly. Hy praat soos 'n pa wat bang is sy kind gaan verlore gaan en hy het een laaste kans om vir sy kind iets te sê sodat sy kind standvastig bly. Sodat sy kind nie verlore sal gaan nie. Dis die tipe hart wat ons sien in hierdie laaste paar woorde van Petrus. Petrus gaan julle sien trek 'n klomp toutjies bymekaar. Hy herhaal 'n klomp goedjies wat hy reeds genoem het. Maar weer eens die herhaling dien om die erns te wys van wat hy wil hê ons moet hoor. En presies wat is dit wat hy wil hê ons moet hoor vanoggend? Vanoggend gaan Petrus vir ons 3 waarskuwings gee wat die Christen se standvastigheid wil verseker. 3 waarskuwings wat die Christen se standvastigheid wil verseker. By standvastigheid bedoel ek, jy gaan nie wegval nie. Jy gaan nie afval nie, jy gaan dit maak. Of jy gaan doodgaan, of Jesus gaan terugkom, maar op daai dag gaan jy reg wees. Jy gaan standvastig wees, jy gaan nie afval nie. En hierdie is 3 waarskuwings wat daai standvastige geloof gaan verseker. Nou, in die lewe is daar baie gevare. Ek hoef nie veel te sê oor al die verskillende gevare nie, maar spesifiek, die een wat die beste voorbeeld vir ons preek gaan wees vanoggend, is die gevare van die Outeniqua Pas. Okay, ek het 'n klein klip, dis klankloos, so moenie worry oor die klank nie, maar dis net 'n klein video, ons is nogals bederf met video's vanoggend. Maar dis nog 'n video, wat net 'n kort klip wat vir julle 'n idee gaan gee van hoe dit is om deur die Outeniqua Pas te ry. Hy behoort ergens op te kom. Ek gaan net praat soos wat hy speel. Dan kan julle 'n idee kry van waarvan ek praat. Maar hierdie is die Outeniqua Pas. Jy behoort om te ken soos wat jy op vakansie ry. Dis 'n lang pas met vreeslike skerp draaie. Checkie skerp draaie. Jy draai so. Baie gevare, baie kranse wat al baie lewens geneem het. Daar's klippe wat van die berg afrol. Daar's swaar reën wat op plekke strome veroorsaak. Daar's draaie so skerp soos 90 grade, wat enigiemand wat die verkeerde spoed ry, hulle kan hulle self heeltemal misgis. As dit nie genoeg is nie, is daar's baie keer 'n trok wat sal stil staan om 'n draai, om 'n pad. Jy sien hom nie, hy staan uit gaan staan. Of 'n trok wat baie stadig ry, en as jy jouself misgis, jy ry verkeerde spoed, dan het jy moontlik splitsekondes om voor daai trok uit te draai. En natuurlik op die ope vrystaatse vlaktes van 'n pad maak nie een van daai goeie saak nie, maar wat dit saak maak op hierdie pad, wat hierdie pad so gevaarlik maak, is die kraanse. Een fout en jy is by 'n kraans af. Een fout, een oomblik waar jou oordeel jou in die steek laat. As jy besluit om deur hierdie oomblik, op hierdie spesifieke oomblik agter die wiel aan die slaap te raak, dan is jy by 'n kraans af. Dis gevaarlik, hierdie is die gevaar. Dis spesifiek hier waar jy op jou hoede moet wees. En nou natuurlik om lewens te spaar, is daar honderde bordjies op die pad, honderde waarskuwings, padtekens, wat op verskeie plekke 'n verskeie hoeveelheid dinge vir jou wil sê, waarskuwings. 'n hele reeks spesifieke bordjies wat vir jou sê, moenie dit doen nie, doen hierdie, moenie dit doen nie, doen hierdie. Ry hier net 60 vir die volgende 2 kilometer. Vat maar hier verby, maar asseblief moenie op hierdie stuk van die pad verbyvat nie. Ry asseblief 'n maksimum van 30 kilometer om hierdie skerp draai. Daar is heelwat bordjies op die Outeniqua Pas wat vir jou sê, pasop vir klippe wat in die pad gaan rol. Kyk uit daarvoor. Wees wakker. Daar's klippe. Wees wakker vir diere wat in die aande oor die pad kan hardloop. Hierdie is die gevare en bordjies wat jou wil waarsku sodat jy veilig deur die Outeniqua Pas kan kom. Vanoggend sluit Petrus sy brief af en hy waarsku ons. Een laaste keer. Hy sê in vers 17, wees versigtig. Take care, be careful, wees op julle hoede.
sê hy vir ons in vers 17. Reg deur die reeks het Petrus vir ons 'n klomp gevare uitgewys, klomp gevare. En soos julle kan sien, wil ek hê ons moet saam sien dat die Christelike lewe is baie soos 'n kar wat deur die Outeniqua pas ry. Dis vir enige iemand moontlik om baie veilig deur die pas te kom. Maar daar is baie gevare as jy nie luister vir die waarskuwings nie. As jy daai bordjies, daai padtekens gaan ignoreer, dan is daar 'n verskriklike erg gevaar vir jou lewe. Dis wat Petrus probeer doen. Petrus sluit af met hierdie waarskuwings, 3 padtekens vir ons Christelike reis. 3 groot gevare wat hy wil hê ons moet op ons hoede voor wees, sodat ons standvastig kan bly en nie by die kraans sal afry nie. Die eerste padteken is, wees ernstig in die lig van die einde, vers 14. Alles hierdie kom uit die teks uit, dis alles God se woord, nie my woorde nie. Ek wil God se woord vir julle oopmaak, ek wil nie my woord vir julle bring nie. So, kyk saam met my op die blaadjies, die eerste ene daar, vers 14, wees versigtig, wees ernstig, be diligent. Tweedens, vers 16 en 17, wees op julle hoede vir valse leraars. En derdens, laastens, hou aan groei in genade. Ek kan amper hierdie bordjies sien, so ek het 3 hoeke, ek kan hulle sien. Be diligent, wees ernstig, die einde is naby, ek kan dit sien. Wees op julle hoede, diere hardloop oor die pad, nie diere nie, valse leraars gaan oor jou pad kom. Wees op jou hoede, check dit uit, pas op. En laastens, hou aan groei in genade. Kom ons spring in. Ek gaan vir ons hierdie 3 waarskuwings net so 'n bietjie meer detail uitpak. Die eerste waarskuwing. Be diligent. Be diligent, wees ernstig. Vers 14, therefore beloved, since you are waiting for these, be diligent to be found by him without spot or blemish and at peace. Wanneer ook al ons na die Bybel kyk of ons lees die Bybel en ons sien die woorde therefore, daarom, okay, dan moet jy dadelik weet, stop. Okay, Petrus wil wat hy voorheen gesê het, wil hy hier intrek. Ek moet eers kyk wat voor hierdie gekom het. As jy net daai tip onthou, gaan baie tekste vir jou oopgebreek word. Dit is 'n great tip vir hoe ons die Bybel moet lees. En hy wil intrek wat hy voorheen vir ons gesê het. Hy sê, therefore beloved, while you are waiting for these, waarvoor wag ons? What are we waiting for? Hy het 3 goeders genoem in die vorige deel van 2 Petrus 3. Die eerste ene het hy gesê, Jesus gaan kom soos 'n dief in die nag. Onverwags. Of jy gaan doodgaan onverwags en jy gaan die Here Jesus Christus ontmoet, of hy gaan kom op 'n dag wanneer niemand dit verwag nie. Ons gaan skrik. Soos 'n dief in die nag. Ons gaan nie weet wanneer hy kom nie. Tweedens het hy gesê, while we are waiting for these, daar gaan op daai dag gaan die aarde vergaan. Die presiese taal is die aarde gaan wegsmelt. 3 vers 12, the heavens will be set on fire and dissolved, and the heavenly bodies will melt as they burn. Dit is waarvoor ons wag. En dan laastens, op daai dag gaan ons wag, hoofstuk 3 vers 10, op daai dag gaan almal se dade, almal se werke, almal se leuns, almal se misdade, alles gaan uitgelê word. Die woord daar is, alles gaan expose word. The earth and the works that are done on it will be exposed. Ons wag vir daai dag wanneer alles oopgebreek gaan word. Alles gaan duidelik gemaak word. Alles gaan exposed word. Petrus sê hierdie is hoekom ons moet diligent wees. Hierdie is hoekom ons moet ernstig wees oor ons sonde. Sien jy wat sê hy? Be diligent to be found in him without spot or blemish. Wat hy hier vir ons sê is, hoe gaan Jesus jou kry daai dag wanneer jy hom ontmoet? Hoe gaan hy jou kry? Waarmee gaan jy besig wees in jou lewe? Maar hy vra nie bloot nie, eintlik sê hy vir ons, in sy woorde beveel hy ons hoe ons moet lyk daai dag. Hy sê die dag wat Jesus terugkom, die dag wat jy Jesus ontmoet, be diligent to be found in him. Hierdie is hoe jy gevind moet word, without spot or blemish, vlekkeloos. Sy bevel aan ons is dat ons elke dag met ywer moet streef na wat? Ons moet streef om vlekkeloos en onberispelik gevind te word met vrede.
Hoor mooi, hy sê nie ons moet perfek wees nie, hy sê nie jy moet vlekkeloos wees nie, hy sê jy moet vlekkeloos gevind word in die opsig dat niemand kan dit gehoorsaam om perfek te wees nie, maar wat hy vir ons probeer sê is, wees besig om met ywer so vlekkeloos te wees soos wat jy moontlik kan op daai dag wanneer Jesus terugkom of wanneer jy hom ontmoet. Met alle ywer, met alle erns, wees so heilig en so opreg soos wat jy kan wees daai dag wanneer jy Jesus ontmoet. Met alle ywer, met alle krag in jou beklei teen jou sonde. Wees elke dag besig om te beklei teen jou sonde sodat jy so vlekkeloos as moontlik gevind kan word deur Jesus Christus. Ligpunt, daar kom 'n dag wanneer alles gaan expose word. Alles van jou lewe gaan uitgelê word vir almal om te sien. En daai dag sê Petrus, moenie uitgevang word nie. Moenie letterlik met 'n mond vol tande staan, moenie. Moenie daai dag geexpose word nie. Vat jou sonde nou ernstig op. Vat jou sonde nou ernstig op. Die punt wat Petrus al vroeër in die brief gemaak het, is dat dis presies wat die valse leraars nie doen nie. Die valse leraars vat nie hulle sonde ernstig op nie. Hulle gee nie om dat Jesus terugkom nie en hulle gee glad nie om hoe Jesus hulle gaan kry nie. Hulle het met allerlei verskonings opgekom vir hulle sonde. Hulle het vrede gemaak met hulle sonde. Hulle is gemaklik. Petrus praat hierso, ek weet nie of julle vers 15 gesien het van hoe Petrus praat oor Paulus se briewe wat moeilik is nie. As ek dink aan Paulus se briewe wat moeilik is, kan ek nie help om te dink aan Romeine nie. Romeine is ryk, dis kompleks, dis diep. En hy sê Paulus praat oor al hierdie dinge en dis kompleks. En as ek kyk na Romeine 6 vers 1 en vers 7, hier vra Paulus ons. Paulus sê vir ons, what then shall we say? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Vers 6. We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing. The body of sin, die sonde in ons brought to nothing. So that we would no longer be enslaved to sin. For we who died to sin, for one who has died to sin has been set free from sin. Wat Paulus hier beskryf en waarna Petrus verwys, is een van Christendom se sentrale lerings. En dit is dat ons nooit kan vrede maak met ons sonde nie. Ons kan nooit vrede maak met ons sonde nie. Ons kan nooit sondig en sê, ag, dis okay nie. Maak nie saak hoe jy voel oor daai sonde nie. Maak nie saak hoeveel keer ons vir onsself sê, ek kan nie hierdie ding beat nie, ek kan nie hierdie sonde uit my lewe uitkry nie, maak nie saak nie. Maak nie saak hoe diep jy jou sonde probeer begrawe in 'n besige lewe, in leuns en geheimpies nie. Die objektiewe waarheid van God se woord sê vir ons, die Christen is vrygemaak van sonde. En natuurlik is daar genade, daar's ontsettend baie genade. Dis genade wat ons oor en oor herinner dat Jesus jou totaal en al vergewe vir elke keer wat jy val in daai sonde. Maar, dis wat Paulus sê, grace abounds, maar ons kan nie, ons mag nie genade gebruik as 'n verskoning om aan te hou in daai sonde nie. Nee, ons is verlos. Die valse leraars het genade gebruik as 'n verskoning om vrede te maak met hulle sonde, om aan te gaan asof dit alles okay is. Nee, die Christen kan nie, hy mag nie vrede maak met sy sonde nie. Ons moet aanhou beklei met alle ywer, met alle erns teen ons sonde, want ons kan beklei. Hoor mooi, ons kan beklei. Die Christen kan teen sy sonde beklei. Die Christen het 'n nuwe hart. Die Christen het die gees van God, 'n nuwe natuur. Hoor weer eens Paulus wat verder hierdie punt maak in Romeine 8. Romeine 8 vers 12 of 13. Hoor wat sê Paulus, lees saam met my. Therefore, brothers and sisters, we have an obligation. Dis 'n verskriklike sterk woord. 'n moed.
Nee, jy het 'n opsie nie. Nee, dis okay as jy nie wil nie. 'n Moet. We have an obligation, Christian. But it is not to the flesh to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Die Christen het 'n obligation om met ywer sy lewe in te rig teen die vlees. Teen die sondige natuur wat oor en oor in jou lewe wil inkruip. Die beginsel hier van die Christelike lewe is, die beste manier om dit te verduidelik is, die Christen uitnodiging hier is, beklei, Christen, beklei hier en nou, beklei, om te wees wie jy is in Jesus. Die hele Christelike lewe, eintlik, is een waar ons in geloof beklei om te wees wie ons klaar is in Jesus. In Jesus is ons is vlekkeloos. In Jesus is ons skoon gewas deur die bloed van sy kruisdood en ons sien uit na die nuwe lewe wat kom in sy opstanding. In Christus is ons perfek. Die volle geregtigheid van Christus is aan ons gesit en ons sondes is op hom geplaas aan die kruis. Dis wie ons is. Dis ons identiteit. Dis wat ons glo, dis wat ons aan vashou. Wat Petrus vir ons hier wil sê is, in daai stryd teen sonde, die stryd in sonde is om te wees wie ons is, elke dag in Christus, elke dag. Ek het gesondig, maar dis nie wie ek is nie. Daai is nie deel van my lewe nie, daai hoort nie deel te wees van my lewe nie, want ek is 'n kind van God en ek is skoon gewas, ek beweeg nou vorentoe. Met alle erns moet ons lewe so inrig. En wat ek nou wil sê is baie belangrik. Ons moet hierdie hoor, daai stryd wat ek nou van gepraat het om te wees wie jy klaar is in Jesus, daai stryd, dit lyk nie mooi nie. Dit lyk nie oulik nie, dit lyk nie maklik nie, dis moeilik. Dit gaan heel moontlik vir jou voel asof jy verloor. Dit gaan vir jou voel asof jy verloor. Dis baie keer baie vernederend. Dis vernederend om te wees wie jy is in Jesus, want jy moet jou sondes bely. Jy moet jou sondes bely. Dis 'n baie eerlike plek om te wees, baie sober. Jy's baie bewus van die gebrokenheid in jou. En dit lyk nie altyd heeltemal soos oorwinning nie. Daar's soveel bekering, repentance, ek's jammer. Eintlik lyk hierdie baie keer soos mense wat sukkel, en wat ek bedoel met sukkel is, dit lyk soos 'n persoon wat worstel, wat regtig beklei. Dit lyk soos 'n persoon wat opdraande loop teen 'n berg op, dis hoe dit voel en lyk. Om te wees wie jy is in Jesus. Want elke dag kom jou sonde en sê vir jou, dis nie wie jy is nie. Elke dag sê die wêreld vir jou, dis nie wie jy is nie, elke dag. Mense wat hierdie ding doen, bid die desperaatste van gebede. Hulle bid desperate gebede, want hulle voel nie soos 'n kind van God nie. Al hierdie goeders wat ek nou genoem het, is deel van die stryd. Al hierdie goed is deel van die stryd. Dis hoe dit lyk om te beklei teen sonde, want jy voel nog jou sonde. Jou sonde is voor oog, jy voel dit, dis 'n realiteit. Maar, die ander kant is ook waar. Enige iemand wat vanoggend hier sit, in gereelde sonde, maar jy voel dit nie, jy sien dit nie, vat dit nie ernstig op nie, jy het vrede gemaak daarmee, dalk drink jy weer 'n bietjie te veel deesdae. Daar's niks fout met drink nie, maar dalk drink jy te veel. Dalk jok jy weer so 'n bietjie baie by die werk. Baie vir jou vrou, baie vir jou man. Dalk kyk jy na goed waarna jy nie moet kyk nie. Dalk skinder jy weer, want dit is lekker, jy voel goed so 'n bietjie oor daai goeders. Daar's 1000 voorbeelde van hoe sonde spesifiek in ons elkeen se lewe lyk. Alles lyk dalk goed van buitekant af, maar jy weet. Jy weet, die binnekant jou beklei jy nie teen daai sonde nie en jy het vrede gemaak. Jy dink is okay. Vanoggend sê Petrus vir jou, dis nie okay nie. Dis 'n waarskuwing. Dis 'n padteken. Met alle ywer werk om daai dag gevind te word, vlekkeloos. Vat jou sonde ernstig op. Hy sê vir ons, Christen,
Beklei met ywer teen dit. Streef om met erns vlekkeloos te wees. Wees wie jy is. Hoor hoe beskryf 'n baie skerp kommentator op 2 Petrus. Hoor hoe beskryf hy hoe die stryd lyk om sonde ernstig op te vat. Hy sê hierso, the point our author is making is that purity in the eyes of the Lord, okay, which is not limited to sexual purity, alle purity, totaal en alle vlekkeloosheid, as is often in contemporary usage, is something to make every effort to gain. It alone has lasting value. It is the lack of this purity that marks the lives of the teachers our author opposes, Petrus. And this lack of purity will condemn them to destruction, since purity is the natural result of submission to Jesus as Lord. Thus, en hierdie is wat hy sê, if we need to spend time in spiritual disciplines, dit is gebed, Bybellees, kerk, gesinsgroepe, discipelskap, al daai goeie, spiritual disciplines. If we need to spend time in spiritual disciplines, perhaps under the direction of a spiritual mentor, join a recovery group, seek release from compulsive actions, spend time in counseling, or take some other appropriate, serious action to gain this purity, it is well worth the effort. Indeed, our spiritual lives may be ruined without such effort. Dit is die waarskuwing. Dis wat Petrus vir ons wil sê. En ek love hoe David vir ons voorbeelde gee van hoe dit lyk om hierdie ernstig op te vat. Om nie net kerk toe te kom en aan te gaan met jou week nie, maar om erns te maak hierdie week met jou sonde. Maak nie saak hoe dit lyk nie. En hierdie is die punt, hierdie is die eerste waarskuwing. As ons hierdie nie ernstig opvat nie, as jy jou sonde toelaat om aan te hou seevier in jou lewe. As ons laks raak met ons sonde, as ons vrede maak met ons sonde en ons hou vas aan allerlei goeie verskonings wat jy mag hê, dan is dit soos iemand wat deur die Outeniqua pas jaag teen 100 km/h en hy gee nie om oor een bordjie op die pad nie. Dis wie jy gaan wees, as jy nie ernstig maak met jou sonde nie, as jy nie erns maak met jou sonde nie. God sê vanoggend vir ons, sonde het 'n verskriklike negatiewe effek op ons lewe. Verskriklik, meer as wat ons dink. Sonde het 'n fisiese en 'n geestelike negatiewe effek en dis lewensgevaarlik. Dit maak dat ons die Here wegstoot en ons verhouding met hom afskeep. Dit maak gebed baie moeilik. Dit maak dat ons het nie vrede nie. Eintlik het ons onrus as ons lewe in sonde. Ek weet nie of jy Paulus sê in vers 14 met vrede, word gevind met vrede, maar sonde bring alles behalwe vrede. Dit maak dat jy God se gemeenskap afskeep. Jy skeep sy kerk af. Jy stoot vriende by die kerk weg. Jy stoot jou gesinsgroep weg. Jy stoot jou kinders weg. Jy stoot jou vrou weg. Jy stoot jou vriende, jou Christelike boeties en sissies wat vir jou wil sê wat reg is, stoot hulle weg. En dit maak dat jy diep binnekant jouself wegloop van die evangelie en jy begin jouself probeer regverdig. Nee, maar ek's okay. Maar kyk al die goeie goedjies wat ek doen. Nee, maar ek lei 'n gesinsgroep, man. Ek's okay. Nee, maar ek het al baie my Bybel gelees. Ek het al baie. Jy begin jouself regverdig. Kyk wat doen ek alles. Kyk hoe amazing is ek. Wat jy doen is jy maak verskoning vir jou sonde. Jy maak verskoning vir jou sonde en jy rus nie op die genade van Jesus Christus nie. Sonde maak dood. Sonde moet ons ernstig opvat. Dis die eerste waarskuwing. As ons standvastig wil bly in ons geloof, moet ons ruthlessly, met alle diligence, purity najaag, vlekkeloosheid najaag. Sodat wanneer Jesus terugkom, hy ons so kry. Hy kry ons besig om ons sonde dood te maak. Dis die eerste waarskuwing. Kom ons gaan na die tweede waarskuwing toe. Tweede waarskuwing, pas op vir valse leraars. Tweede padteken. In vers 15 en 16 het Petrus reeds, ek het klaar genoem, hy praat van Paulus se briewe wat moeilik is. En so ek wil eerstens net hier noem, Petrus doen iets hierso wat ek dink belangrik is. Hy wys ons uit dat dit baie keer moeilik is om te verstaan wat in die Bybel staan. Ek dink ons almal voel dit.
Ons almal weet, dis baie keer moeilik om die Bybel te lees en om te verstaan wat in die Bybel aangaan. En hy sê hierso, hierdie is vir die valse leraars uitbuit. Hy sê in vers 16, there are some things that are hard to understand, but these are the things the ignorant and the unstable twist to their own destruction, as they do other scriptures. En dan sê hy vir julle, vir ons, vir Ligpunt, hy sê vir ons, therefore, julle weet nou hierdie, take care, wees op julle hoede, that you're not carried away by the error of lawless people and lose your own stability. Ek hou van die Afrikaans, jy gaan jou standvastigheid verloor, jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan by die kraans af, jy gaan dit nie maak nie. En as jy dink aan hierdie verdraaiing, wat die kommentators van sê, wat hierdie teks ontleed, is die verdraaiing hier, is dat mense vat die Bybel, en hulle draai dit om hulle eie doeleindes te pas. Okay? Hulle verdraai die teks vir hulle eie agendas. Hulle sny hier uit. Hulle ignoreer sekere ander dele wat hulle nie wil hoor nie. En hulle maak 'n verskriklike big deal van tekste wat hulle lewe dalk regverdig. Dis wat die valse leraars doen. Dis wat die verdraaiing hier beteken. En ek dink dis hier waar die les vir ons lê, die waarskuwing vir ons lê. Hier is waar ons verskriklik versigtig moet wees. Ek verstaan en ek stem saam met Petrus dat die Bybel baie moeilik is om baie keer te verstaan. Veral Paulus, die Nuwe Testament briewe kan baie kompleks wees. En hier is die eerste ding wat ek wil noem. Mag dit opnuut vir ons herinner dat Bybellees werk en tyd vat. Ons kan almal erken dis moeilik, maar kom ons opnuut herinner onsself, die Bybel is moeilik en dit vat tyd om by die goud uit te kom. Dit vat werk. Ek dink daar's 'n belangrike shift wat in ons almal se lewens hier kan plaasvind, want ons wil hê die Bybel moet so maklik wees soos alles anders in ons samelewing, né? Een klik. En dan moet ek die Bybel kan verstaan. So vinnig soos my Checker 6060 bestelling. Ek moet alles van die Bybel kan verstaan in daai halfuurtjie wat ek uitgesit het vanoggend. Ons wil hê dit moet so vinnig wees soos die 0.5 sekondes wat Google vat om vir jou 'n antwoord uit te gooi. Ons wil so hê, ons wil die Bybel oopmaak en dan is dit net daar, is net maklik. Ek dink ons moet ons verwagtinge hier regkry. Dis nie hoe God se woord werk nie. Die werklike goud vat werk om by uit te kom. As ons wil beweeg van melk na vaste kos toe, dan vat dit tyd. Dit vat moeite, dit vat gemeenskap, waar ons mekaar leer, waar ons betrokke raak op Sondag, betrokke raak by gesinne, waar ons saam worstel met die woord. Worstel met daai dele wat moeilik is om te verstaan. En ek sê dit, want hierdie sê nie, dis onmoontlik om te verstaan nie. Dit sê net, dis moeilik. Dit sê net, dit vat bietjie meer tyd. Maar veel belangriker as dit, is hierdie is waar ons kwesbaar is. Dis moeilik om by die woord uit te kom, so ons kom nie by die woord uit nie, en dit los ons kwesbaar vir die valse leraars. Dit maak ons proei. Ons is hier kwesbaar. Hierdie is min of meer hoe dit lyk. Die woord van God functionally, soos wat ons dit uitlewe, soos wat ons wegbeweeg van God se woord af, sit ons God se woord laer in ons lewe. Okay? God se woord is die finale autoriteit, maar God se woord bly nie meer bo oor my nie. Soos wat die God se woord moeilik is, of ons skeep dit af, of ons beweeg weg van God se woord af, wat gebeur is, systematies word God se woord, sy stem, sy invloed op jou lewe laer, en laer, en laer. Eventueel is jou lewe daar, en God se woord is daar, en eintlik is jy bo oor God se woord. Functionally, ons sal dit nie sê nie, maar dis hoe dit lyk. Die beheerende invloed van God se woord is verlore in jou lewe. Eintlik begin jy sistematies stadig, jy begin 'n beheerende invloed hê op God se woord. En daar's 'n baie groot verskil tussen iemand wat God se woord is bo oor hulle en iemand wat bo oor God se woord. Daar's 'n valse lering floreer wanneer ons subtiel die woord van God minder en minder stem gee in ons lewens. Stadig maar seker in ons lewens probeer ons regverdig hoe ons lewens lyk. Dis hoe dit lyk om 'n beheerende invloed te hê oor God se woord. Jy begin jou lewe regverdig teenoor wat die God se woord sê. In plaas daarvan dat jy God se woord bo jou lewe sit en luister wat
die Here vir jou wil sê en jou lewe verander volgens wat God vir jou sê. Hoor hoe sê Robert Mounce dit, ook 'n verskriklike geniale akademikus in Bybellering. Hy sê heresy, dwaalleer, begins by a decision to change the way of our lives. Once the decision has been made to disobey, human nature searches out some basis to support the sinful acts. At this point, truth is twisted and pressed into service for a deviant lifestyle. Kyk, sodra ons wegbeweeg van God se woord af, dit word minder en minder in ons lewens. Sodra ons neem minder daarvan in ons weke, minder gesin, minder sondae waar die finale autoriteit van God se woord uitgepak word en ons moet dit net hoor. Minder daarvan in my lewe. Minder kerk. Sodra daai goeters gebeur, gaan God se woord af en my lewe gaan op en ek begin bo oor God se woord staan. En stadig maar seker begin ons harte, ons begin onsself deceive. Hierdie is hoekom valse lering nie floreer, want ons begin vir God se woord sê wat God se woord sê, in plaas daarvan om te hoor wat God se woord regtig vir ons besê, om onder dit te bly. Hierdie is die gevaar wat Petrus sê, jou van die kraans af gaan stuur. Hierdie is waar jy op jou hoede nie meer is nie. Die Christen, sê Petrus, wil nie God se woord soos klei probeer vorm en vou, sodat God se woord in sy lewe inpas nie. Dis nie wat die Christen wil doen nie. Die Christen is self die klei. En hy wil toelaat dat God se woord altyd bo hom is. En dat God se woord gereeld in sy lewe hom, as Christen, hy is die klei, hy word gevorm en vou, elke dag deur die klei. Die stem van die Here praat gereeld in my lewe, en ek verstaan wat dit is. Daai is hoe ons op ons hoede bly vir valse lering. Daai is, as ons nie dit doen nie, gaan hulle stemme wat die leefstyl regverdig, wat teen die Bybel gaan, daai stemme ons gaan dit hoor. Maar as ons nie hierdie doen nie, gaan daai stemme mooier klink. Daai stemme in ons harte gaan ons gaan vir onsself begin jok. Okay, dis die tweede waarskuwing. Maak seker God se woord het die finale autoriteit oor jou lewe. Bly God se woord bo oor jou lewe bly. Dit is hoe ons uitkyk vir die valse leraars. Kom ons gaan aan. Laaste ene. Hou aan groei in genade. Laaste waarskuwing vir 'n standvaste geloof. Hier is Petrus, ek dink hierdie is vir Petrus van die uiterste belang. Ek dink hierdie is die belangrikste ding wat hy wil sê, dis hoekom hy dit laaste sê. Okay, hierdie is hoekom hy dit laaste sê, dit is die belangrikste ding vir hom. Hy's bang hy verloor sy seun, hy's bang sy seun ry by die kraans af. Hoor hierdie as jy standvastig wil bly in jou geloof. Vers 17 oor die valse leraars was soos 'n negatiewe kant. Pas op vir hulle, maar hier's die positiewe kant. Hou jouself onder God se woord om weg te bly van valse leraars, maar hou aan groei in genade. So wat beteken dit om aan te hou groei in genade? Hier is die vraag: kan ons meer geregverdig word in Jesus as wat ons klaar is? Bedoelende, kan ons bydra tot die geregtigheid wat Jesus klaar vir my gegee het, toe ek my geloof in hom geplaas het? Kan ek bydra tot daai geregtigheid? Kan ek dit op 'n manier meer maak? Daai dag toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, kan ek meer saam met hom doodgaan en meer saam met hom opstaan? Die evangelie sê vir ons is weeskinders. Deur geloof in Christus word ons kinders. Ons is weeskinders en word ons kinders, word deel van die familie van God. Kan ek meer 'n kind wees? Die antwoord is nee. Alles wat waar is vir my in Christus is altyd ten volle waar vir my, ongeag wat ek dink of voel of waar ek is. Alles wat Christus sê waar is vir my is altyd waar vir my. En hier wil ek net so op 'n side note gaan, side tangent. Okay? Alles van punt 1 en punt 2 wat ek genoem het, was vir die Christen bedoel. En ek probeer dit duidelik sê, want as jy nie 'n gelowige is nie, dan gaan jy nie punt 1 teen jou sonde kan beklei en oorwin nie.
As jy nie 'n werklik 'n wedergebore Christen is nie, gaan jy nie werklik God se woord bo oor jou lewe plaas en jou lewe verander daarvolgens nie. Jy gaan dit nie kan doen nie. Ons moet werklik gebore wees. Ons moet weet teen volle deur geloof dat hierdie goed is wat Jesus sê waar is vir my, dis waar vir my. En ons moet daai wedergebore beleef. Ons moet die nuwe lewe hê van die Gees in my, die nuwe hart en ons moet lewe in daai vergifnis. Ons moes al klaar deur 'n radikale bekering gaan het, waar ons van hierdie pad afklim en ons sit nou op hierdie pad. Daai moet waar wees van ons. Anders is punt 1 en 2 kan ons nie doen nie. Ons kan dit nie doen nie. En ek gaan nou verder praat oor groei in genade vir die gelowiges, maar ek wil net hierdie noem. As jy dit nog nie beleef het nie, as jy voel, sonde het 'n beheerende invloed op jou lewe en jy kan dit nie oorkom nie, Petrus wil hê jy moet die harde vraag vra van, is ek 'n gelowige? Het ek groot geword in 'n Pretoria waar almal Christene is en ek het nooit eintlik die harde vraag gevra of ek 'n nuwe hart gekry het waar ek regtig bekeer het en my geloof in Jesus geplaas het nie. Petrus wil hê jy moet daai vraag vra. En ek wil julle uitnooi, begin daar. As daai eerste 2 punte jou heeltemal oorweldig het en dit was vir jou moeilik om te hoor, begin by die evangelie. Begin by die evangelie. Jy moet wedergebore wees om daai goed te kan doen. En dit bring ons terug na die vraag toe. Weereens vir gelowiges, hoe groei ons in genade? Ek het so 'n bietjie by Tim Keller hierdie antwoord gesteel want ek dink dit is uitstekend. Kan dit nie beter sê nie? En so hoor hoe antwoord Keller hierdie vraag. Hoe groei ons in genade? Hy sê, legally, God pardons us, and personally He adopts us. He completely welcomes us in. Those are legal statuses declared and always true. They are the very life and breath of the Christian. And they cannot increase because you can't get more pardoned. You're either pardoned or you're not. You're either adopted or you're not. You can't get more adopted. Here's why. Hierdie is so belangrik, hierdie is so goed, hoor. Your rights and your privileges, your acceptance can't increase, but the influence of that doctrine in your life can increase. Your power and experience of these great privileges can increase. Hierdie is massief, hierdie is awesome, ek love it, hierdie is so goed. Dis waarna Petrus verwys. Dis hoe ons groei in genade. Hy beveel ons aan, hou aan vir die res van jou Christelike lewe, groei in die invloed van die waarhede van die evangelie op jou lewe. Hou aan groei in die invloed wat daai waarhede wat Jesus sê altyd waar is van jou, maak dat dit 'n groter invloed het op jou lewe. En dit bring ons terug na wat ons vroeër genoem het, die Christelike lewe is 'n lewe waar ons met ywer in geloof beklei om te wees wie ons is. Ons wil wees wie ons is, ten spyte van hoe jy voel. Ten spyte van wat die wêreld sê jy is, of wat jy vir jouself sê jy is. Ten spyte van hoe jy voel in die gat waarin jy dink jy sit. Die Here sê, wees wie jy is. Hou aan glo, hou aan toelaat dat wie Jesus sê is, dit 'n groter invloed op wat jy vir jouself sê binne in jou hart. Wat jy vir jouself preek. Petrus wil vir ons sê, groei in genade is om niemand te wees behalwe wie Jesus sê jy is nie. Dis hoe geloof en vertroue in Jesus lyk in die Christelike lewe. Dis hoe dit lyk om ons oë gefestig te hou op die evangelie en op Jesus, is om aan te hou te kyk na wie hy sê ek is, nie wie ek dink ek is of wie die wêreld sê ek is of wie ook al nie. Jy is regtig 'n geliefde kind. Waar alles is vir jou opgemaak. Elke sonde is vergewe. Ten spyte van jou sondes. Hou op om te beklei in jou eie krag en om jouself te probeer bewys aan God. Staan in wat Jesus sê waar is, namens wat hy vir jou gedoen het. Dis jou nuwe identiteit. Laat toe dat dit 'n groter en beheerende invloed het op jou lewe. Hou aan groei in genade. Dis die laaste waarskuwing. Ek sluit af. Die interessante ding van 'n standvaste geloof is dis is 'n paradoks. Dit maak sin, maar ek sou nie self daarby uitgekom het nie, want dit klink snaaks, okay?
Die wat oortuig is, dat hulle op een of ander manier moet vashou aan Jesus, vashou aan God, iets doen, hulle moet beklei vir hierdie ding om waar te wees in die lewe. Daai mense sukkel op allerhande vlakke geestelik. Hier is die paradoks, maar die wat meer en meer rus in wat Christus reeds vir hulle gedoen het en daaraan vashou. Hulle wat oor en oor diep begin besef dat Jesus alles vir hulle opgemaak het en inteendeel, ek hou nie eers myself vas nie. Ek hou nie eers Jesus vas nie. Jesus hou my vas. Jesus hou my vas. Die wat dit besef, is so veilig. Hulle voel so veilig, hulle kan hulle sonde bely. Hulle kan sê, hierdie is wie ek regtig is. Want hulle diep in hulle besef, Jesus hou my vas. Ek hou nie aan hom vas nie, hy hou my vas. Dis die paradoks. Daai mense bly nie net standvastig in hulle geloof, soos wat hulle besef, Jesus hou my vas nie, hulle kom meer by hulle Bybels uit. Hulle kom meer by hulle Bybels uit en hulle oorwin gereeld hulle sondes, want hulle is vol dankbaarheid. Hulle is vol vrede, want hulle rus in wat Jesus reeds gedoen het. Jesus hou my vas. Hierdie is Petrus se laaste en ek glo belangrikste waarskuwing. Groei in genade. Kom ons bid saam en vra dat die Here ons sal help om in ons Christelike reis hierdie 3 waarskuwings voor oog te hou. Kom ons bid saam. Almagtige God, Vader in die hemel, ons kan nie hierdie sonder U doen nie en ons wil almal bely, Christen en nie Christen. Ons wil bely dat ons wil onsself regverdig. Ons wil dink dat ons aan U kan vashou. Ons wil dink ons kan by U uitkom, ons kan hardloop, ons kan spring, ons kan iets doen om U tevrede te maak, maar Vader, ons bely, ons kan nie. Ons kan nie en ons bely, ons kort U om ons te kom red. Ons kort U om deur die krag van die Gees vir ons te kom wys hoe dit voel om te rus in die vergifnis wat ons in is. En ek bid vanoggend, Vader, dat U ons sal help om te rus in die feit dat U ons vashou. Ons hou nie aan U vas nie, U hou ons vas. U het alles gedoen om ons veilig in U te hou. Help ons om te rus in dit en om te bely die sondes wat ons moet bely en met alle ywer, Vader, daai sondes dood te maak. Help ons. Vader, ek bid vir hierdie gemeente, ek bid vir hierdie kerk, bewaar ons van die wolwe wat in skaapsklere gekleed is daar buite, bewaar ons. Hulle is oral en hulle verdraai die skrif vir hulle eie lewens, om hulle sondes te regverdig, bewaar ons. Hou ons heilig, hou ons veilig. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.